Deel 2 van Christen romantiese verhoudings. Dating in 'n sekulêre wêreld kan baie intimiderend wees. Veral as jy jarelank in die kas was en nou wil begin soek na 'n verhouding wat God eer. Nou, hoe bly mens getrou aan jou geloof en bou 'n gesonde verhouding met iemand in die middel van hierdie promiskuëse wêreld? Hou julle liggame rein as 'n tempel van die Heilige Gees, sê 1 Korintiërs 6 vers 19. Die King James Version, wat 'n LGBT Bybel is, sê your body is the temple of the Holy Spirit. Honor God with it. Nou, hoe weet ek is gay sonder om te eksperimenteer? Luister na jou emosies en geestelike leiding. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart, sê 1 Samuel 16 vers 7. Vertrou dat jou gevoelens nie net fisies is nie, maar dis nie net 'n emosionele aspek nie, daar's 'n geestelike aspek ook. Daardie 6de sintuig waarvan mense praat. Ek het al van baie mense gehou, en dan ignoreer ek net daardie 6de sintuig. En dis eintlik die Heilige Gees se leiding natuurlik, né? En dan het ek my kop hard gestamp, en dit het baie pyn en trane veroorsaak wat gespaar kon gewees het. En natuurlik het dit my hart ook harder gemaak vir ander mense om deur te dring na my toe. So as ek terugkyk, dan kan ek regtig sê dat ek spyt is dat ek nie na die Heilige Gees geluister het nie. En ek het dit bely. En God vergewe my as ek dit opreg vra. Nou, hoe weet ek al hierdie dinge? Praat met mentors of betroubare vriende, iemand wat al klaar hierdie pad van selfaanvaarding geloop het. Hulle kan jou help om jou gevoelens vir iemand en jou geloof te balanseer. Dit is nou vir iemand wat uit die kas wil kom. Nou gaan ons aan met verhoudings. So, understanding who you are in Christ is the key to embracing how He created you, sê Vicky Beach. Bid oor jou gevoelens as jy van iemand hou. Deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my en sien my onrustigheid raak. Lei my op die pad van die ewige lewe, sê Psalm 139, vers 23 tot 24. Nou, wat is die gevare van hookups en promiskuïsheid in hierdie wêreld waarin ons woon? Nou, dit is emosionele las wat gevorm word op jou, wat onnodig is, en dan salties, soos waarvan hulle praat. Elke verhouding wat nie op God gebou is nie, laat 'n merk op jou siel. Elke ander sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam. Maar wie onsedelikheid pleeg, sondig teen sy eie liggaam, sê 1 Korintiërs 6 vers 18. 'n Praktiese voorbeeld hiervan is, dink aan iemand wat emosioneel uitgeput is van 'n reeks kort verhoudinge. Ek meen, hulle verloor hulle vertroue in ware liefde. Hulle raak sinies en vertrou baie mense baie moeiliker. Hulle maak hulle harte toe, hulle bou mure rondom hulle self vir toekomstige verhoudings. Ek meen, hoeveel keer het ons al gehoor, of het al self ervaar, ons sê, as jy iemand date, wat seer gekry het, dan sê ons daai een is toe, hulle het mure rondom hulle hart. Ek weet niks van hom of haar nie, en hulle beskerm hulle harte, hulle wil my nie in hulle binnekring toelaat nie, hulle wil my nie inlaat, dat ek weet wie hulle is nie. Dit is net 'n fisiese ding, maar ek ken daai mens glad nie. Hulle maak haar hart toe vir my, as hulle vra om uit te gaan, of iets met my uit te gaan, 'n verhouding te hê, sê hulle nee, hulle weet nie, en hulle hulle het al seer gekry. So dit is wat gebeur met 'n reeks kort hookups. En dit veroorsaak geestelike verwarring. Dit kan jou aflei van jou geestelike roeping. Elkeen van ons het 'n geestelike roeping in hierdie lewe. Al is dit net om mense te bemoedig, om vriendelik te wees, om mense te help. Dit hoef nou nie te wees om 'n pastoor te word of enige iets nie. Die King James Version sê, avoid sexual immorality, for it clouds the Spirit's guidance in your life. Bou vriendskap eerste, leer die persoon ken. Liefde en intimiteit groei organies, wanneer eers iemand leer ken. Praktiese voorbeeld van gay paartjies of gay Christelike paartjies, die verhouding wat gebou is op 'n vriendskap, ervaar baie dikwels meer standvastigheid in 'n verhouding. Soos mense al duisende kere gehoor het op TV, flieks, radio, tydskrifte, enige plek. En selfs mense om jou, en selfs wat jy dalk self ervaar, die butterflies gaan weg na 'n tyd. Daai verliefdheidsbril, daai rooskleurige bril, dit kom heeltemal af. En wat dan 'n verhouding of huwelik laat bly staan, is daai vriendskapsaspek. Dit wat jy in gemeen het, jou partner moet jou beste vriend of vriendin wees. En ook, wat help daarmee is geestelike aktiwiteite saam. Bid saam, lees saam Bybel, gaan saam kerk toe gereeld,
of 'n geestelike groep, selgroep, Bybelstudiegroep wat 'n Fleming is, of van 'n gay kerk of wat ook al. Maak dit deel van jou verhouding, dat mense kan saam groei. En dan dink ek die belangrikste. Wees oop teenoor jou maat vir jou waardes. Moenie jou Christendom of jou waardes wegsteek net om iemand te please of iemand te behou en bang te wees om alleen te wees nie. Want dit kan een van twee kante toe gaan. Dit gaan jou later heeltemal laat afdwaal van jou pad met die Here af, of dit gaan konflik in jou verhouding veroorsaak. Moenie dink jy gaan later daai persoon oorwen nie. Die kans is baie groter dat hulle jou later kan oorwen na hulle geestelike of nie geestelike siening van die lewe, of hoe hulle die universe sien, of al hierdie new age goeters. Wees oop vir jou waardes. Hulle moet dit weet van die begin af. Want as jou verhouding nie op dit gebou is nie, as jy dit wegsteek net om nie alleen te wees nie, dan gaan jy jou kop baie hard stamp. En dit het al met my gebeur. En ek beloof jou, jy wen nie so iemand maklik hoor nie. En dan is dit true love waits. Neem die tyd in 'n verhouding om 'n vriendskap te bou wat God verheerlik in albei van julle se lewe en julle laat groei. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig of arrogant nie. Dit kom uit 1 Korintiërs 13, daai liefdesboek van die Bybel. Julle kan dit gerus lees, daar's baie lesse in vir verhoudings, vir romantiese verhoudings. En dan as hierdie iets vir jou beteken, share dit asseblief. Like, follow, subscribe die bladsy asseblief. Want hoe meer mense dit doen, hoe word die algoritme gevestig en kan meer mense hierdie boodskap sien. Baie dankie dat julle saam geluister het, né? Comment waaroor jy wil praat. Is dit waarmee jy struggle om uit die kas te kom, hoe jou ouers voel oor jou seksualiteit? Ek sal julle antwoord. En as julle privaat wil iets weet, dan DM my. En as daar iemand is wat gelei voel om finansiëel by te dra tot hierdie ministry, is julle baie welkom. Dit help om LGBT mense te bereik en mense wat die Here in hulle lewe nodig het en om hierdie kanaal aan die gang te hou, sodat ek kan aanhou om hierdie boodskappe vir julle te bring. Dit is 'n non-profit organisasie wat gestig is met die naam Q-Force en dit staan vir Queer Force. En nou sal julle wonder hoekom is dit nie World Christian Gay Organization nie, want hierdie is die name wat hulle vir jou uitgooi as jy 'n non-profit wil stig. Dan sê jy wat jy wil hê en dan gee hulle vir jou klomp opsies en hierdie was die coolste opsie om te kies. Die bankbesonderhede sal op die skerm verskyn. Baie dankie vir elkeen se ondersteuning. Al is dit net om te share, al is dit finansiëel, al is dit net om te luister. Baie dankie en ek hoop julle het 'n geseënde dag.